Môre, Karen is so bietjie oulik en môre is nou weer pensioene, so ek vat nou maar oor hierdie week en ons gaan aan waar ons Sabbatdag opgehou het. Vandag 1 Februarie 2026, lesing 80 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons is nog besig met die hoofstuk waar hierdie owerste fantaseer. Ons lees nou in vers 8, hy het gepraat van ander groot towenaars wat hy nou gesien het, wat precies kon doen wat Raphael gedoen het. En nou vertel hy nog meer, en hy sê in vers 8, toe sit ek, is van hoofstuk 1:5:1, ek kruik water voor hom neer en sê, verander die water vir my in wyn. Hy gaan daarheen, maak met sy hande gebare bo die kruik met water en sê toe, proe meneer, hoe hierdie wyn vir u smaak. Ek proe dadelik die water en sien, dit was helder wyn. Daaroor het ek my eintlik nog meer verwonder. Daarna neem hy 'n erdehouer wat heeltemal leeg was, gooi die res van die wyn daarin, terwyl hy voorgee dat dit bedoel was vir die spoedige verre terugreis. Maar toe ek dadelik daarna die erdehouer bekyk, wat oorigsins baie skoon daar uitgesien het, blyk die houer nie eers natte gewees het nie, laat staan dat daar iets in was. Dit het egter wel sterk na wyn geruik, en die towenaar vertel dat hy die wyn, om vermorsing te voorkom, liewer in 'n droë geestelike vorm sou saamneem. Ek het hom gevra of hy dadelik weer van hierdie wyn gee, of ooit later 'n vloeibare, drinkbare wyn kon maak, waarop hy my en my 3 kollegas gevra het, of ons nog daarvan wou drink. Ons antwoord bevestigend en hy neem die sigbaar leë houer, wat duidelik kleiner was as my waterkruik, en gooi toe soveel wyn in my kruik in, dat die wyn begin het om oor te loop. Ja, jonge, lieflike vriend, toe reis ons hare ten berge, want dit reik tog te ver uit bo ons wysheidshorison. Ons wist nie wat ek nou daarvan moes sê nie, ek wist nie wat ek nou daarvan moes sê nie. Ons drink toe behoorlik van die baie goeie wyn, en weer 'n nuwe wonder. Die kruik word nie aantoonbaar leer nie. Toe ons onsself al taamlik geesdriftig van die wyn buitengewoon daaroor verwonder het, sê die towenaar, maar meneere, wyn sonder brood gaan tog eintlik nie af nie. Hier het ek 'n paar klippe. Wat sou u hiervan sê as ek dit in brood verander? Ek sê, dis nou die fariseer wat nog hier getuig, doen dit. Toe stryk hy met sy hande oor die klippe en sê, neem 'n mes en sny die brood. Ek doen dit toe en kyk, dit was brood, goeie, smaaklike brood. Daarop sê ek, maar vriend, as u dit kan doen, sou ek graag wil weet waarom u vir u buitengewone kuns betaal wil word. Antwoord die towenaar, slegs as merkwaardigheid en op die plekke waar 'n mens geen wonders kan en mag doen nie, 'n middel te hê om jouself liggaamlik te versorg. Dit is 'n goeie vraag wat hierdie ou vra. As jy dan sulke goed kan doen, waarvoor het jy nog geld nodig? Jy kan mos nou soveel geld maak soos jy wil. Die antwoord het my tevrede gestel en ek beloon die towenaar met 2 pond silwer, wat hy dankbaar aangeneem het. Ek kon hom egter, omdat hy te uitsonderlik was, geen toestemming gee om ook sy kuns in die openbaar voor die blinde volk te vertoon nie, want die volk sou hom dadelik 'n goddelike verering bewys het, veral die Grieke en die baie Romeine. Hy vertel my dat hy nog goed baie ander wonders kon doen, wat nog baie merkwaardiger was as die wat reeds vertoon was. Maar ek het werklik geen lus gehad om nog meer te vra en te aanskou nie. Dit wat ek reeds gesien het, het my kop al te veel verhit, en ek was bly toe hierdie agter-Indiërs weer vergoed uit die stad verdwyn het, want hulle sou die volk behoorlik oproerig gemaak het. Ten slotte het ek die towenaar gevra of hy my vir geld en goeie woorde een van sy kunste sou uitlê. Weliswaar het hy nie sonder meer nee gesê nie, maar hy het soveel geld daarvoor gevra, dat ek op slag hoendervleis gekry het, en ek het die towenaar
toe nog baie makliker laat gaan. Kyk, buitengewoon liewe jonge, die towenaar uit agter Indië was seker net so min 'n engel van Jahwe as ek, en het tog wonderlike dinge gedoen. Waarom sou jy met jou werklik sê maar hemelsmooie liggaam 'n engel wees? Omdat ook jy vir my grove mense verstand buitengewone dinge kon gedoen het. Daarom moet jy my tog meer suiwer geestelike bewyse gee van jou goddelike engelskap, want andersins sal ek jou nie kan aansien vir 'n engel van Elohim nie. Al doen jy nog 100voudig groter wonders as wat so pas opgeteken is. En ek vind dat geen werklik nigter verstand mens in staat is om iets teen hierdie baie verstandige eis van my in te bring. Nou ja, as 'n ou nou die storie lees, dan sê ja, Jesus, maar dit is nou nogal ernstig hoe hierdie agter Indiërs nou hierdie dinge gedoen het. Maar kom ons lees die volgende hoofstuk. Opskrif van hoofstuk 1:5-2, die owerste vertel oor die moord op Sagaria. Onthou, ons het voorheen gelees dat een van die ouens gesê het, hy het Sagaria vermoor in die tempel. Nou sê Raphael vir hierdie owerste fariseer, dit gaan alles maar daarom, of u die waarheid gepraat het of nie. Ek kan u met sekerheid sê dat u nou, slegs om die geestelike van my te toets, met 'n ongebreidelde fantasie, afskuwelik en stinkend gelieg het, en dat van alles wat u nou so mooi vertel het, geen lettergreep waar is nie. Die versinnende towenaar sou u gedagtes geraai het, maar ek het nou geraai dat u vir ons oor alles duime dik gestaan en lieg het. En so het die leuen van die towenaar nou deur my voor u waarheid geword. Die versinnende towenaar moes volgens u leuns wyn uit water gemaak het. Ook dit kan ek u daadwerklik laat sien. Kyk, daar staan ook 'n leë kruik, laat ons dit met water vul. En hakies, die kruik word met water gevul. Kyk, hier staan hy vol water. Ek het die kruik nie aangeraak nie, en tog het die water uitstekende wyn geword. Proe of dit lekker is. Staar, proe die water, merk nou werklik dat dit uitstekende wyn geword het. Die engel, Raphael, gaan verder. Daarna laat die towenaar die wyn in 'n ander houer in verdwyn. Kyk, ek raak die houer nie aan nie, en tog is daar nou ook geen druppel wyn meer in nie. Die kruik was droog en leeg, maar die versinnende towenaar maak toe net van die geur alleen weer wyn. Wel, hierdie kruik ruik selfs nie meer na wyn nie, en tog wil ek dat hy weer vol is met uitstekende wyn. Kyk, die kruik is vol, maar u het nog geen brood by die wyn nie, en wyn alleen drink u nie so graag nie. Die towenaar, die towenaar het etlike klippe nodig om dit in brode te verander. Ek het alleen maar my wil nodig. En kyk, daar lê reeds 'n groot hoeveelheid brood voor u. Proe dit, of dit nie beter smaak as u geliegde brood nie. U skenk daarop die towenaar 2 versinnende pond silwer, en ek verskaf u hier uit die lug 200 pond werklik suiwer silwer, as ruime betaling vir u leuen. Sê nou eers of u daarmee tevrede is. En weer eens is dit die werklike krag wat engele het, omdat hulle slegs die wil van Yeshua uitvoer. Die Bybel is vol verhale waar Yeshua water in wyn verander het, en brode uit die niks uit laat ontstaan het nie, selfs visse. En as jy die groot Johannes Evangelie lees, baie ander dinge, baie groter dinge, hy het selfs landskappe verander, en dorre woestyne het hy verander in vrugbare streke, met gewasse op, vrugtebome, vee, al die goed, kon hy doen met sy wil, omdat hy die skepper is, hy die skepper gees in hom.
En die Skeppergees sê net, laat dit so wees, wat ook al hy besluit. En hierdie engel het nou vir hierdie tyd, het Joshua gesê, ek gee jou die engel met al sy krag. En dit is wat nou hier gebeur. Hy ontmasker hom, omdat jy nie voor Vader kan lieg nie. Dis een ding wat gaan gebeur as jy oorgaan van hierdie lewe na die ander lewe toe, en jy's 'n leienaar. Jou leuen sal onmiddellik aan die groot klok gehang word. En jy sal voor ander mense, sal jy so in 'n verleentheid gegooi word oor jou leuns, want die waarheid sal uitkom. En dit sal vir jou 'n erge verleentheid wees. So dit is hoekom die skrif in Openbaring, die laaste hoofstuk, sê, leenaars gaan nie in die poorte van die nuwe Jerusalem in nie, nooit nie. Leenaars gaan in die duister in, want dit is seker een van die ergste oortredings, is leuns. En ek vind dit hier ook op die plaas, dat 'n mens kan werk met baie boosheid, verslawing, geweld, dronkenskap, maar die oomblik as jy teen leuns te staan kom, is asof daar net iets gebeur. Want dit is vir my die ergste sataniese in die mens, wanneer hy openlik vir jou sit en lieg. Ons gaan verder. Haar staan met oopgesperde oë van verbasing en sê na rukkie, nee, dit het niks meer met natuurlike dinge en kragte te maak nie. Hier werk duidelik meer as 'n nog so verborge natuurkrag. Hier steek 'n almagtige wil van Elohim agter. En jy, jonge, is 'n egte beliggaamde engel. Of jy is een van die grootste profete van Elohim, so Samuel of Elia. Ja, nou glo ek dat jy 'n boodskapper van Elohim uit die hemele vir ons arme, sondige mense is, om ons, wat so ver van die regte weg afgewyk het, weer daarop terug te bring. Dit is waar, groot, lieflike boodskapper van Yahweh, dat my vertelde verhaal oor die towenaar uit Agter-Asië, byna heeltemal deur my versin was, maar wel volgens die tramp van iemand wat my dit eers vertel het. Ek het dit slegs vertel om jou ietwat van naderby te toets, maar ek het ontdek dat jy werklik hart en niere kan deursien, en dat jou wil werklik die onmoontlikste dinge spelenderwys kan doen. Daarom glo ek nou ook vas, dat jy ondanks jou goeie mooi liggaam 'n volmaakte boodskapper van Elohim is. En ek het nou groot vreugde in my hart, dat ek dit ook eenmaal beleef het, waarvan in die boek geskryf staan, dat die vrome vaders in die oudtyd dit ook so nou en dan beleef het. Die engel sê, u beleef nou egter nie vir die eerste maal iets, wat ook die ou vaders beleef het nie. 30 jaar gelede het u in die tempel ook reeds iets dergeliks beleef, waarna die toenmalige hoëpriester, vernaamlik deur u hand, tussen die altaar en die allerheiligste, in ons boek van herinnering is die allerheiligste direk uit Hebreëus getranslitereer as die apartheid van die aparthede, en dat hy daar gedood is. Waarom het u nie toe die duidelike wonder geglo nie? En waarom het u selfs teen 'n hoëpriester so meedoenloos opgetree? Net 'n bietjie julle te verfris. Sagaria was in vervoering, en hy het getuig dat 'n engel aan hom verskyn het, en 'n engel het met hom gepraat, en hulle het hom as mal beskou, en toe het hierdie ouens aan die hand van hierdie staar, het hulle vir Sagaria dan nou vermoor, in daai plek. In die geheim was ek reeds geheel en al, vers 13, Staar sê nou vir hierdie engel, geliefde, almagtige boodskapper van Elohim, herinner my nie aan 'n tyd waarin ek beslis slegs deur 'n vloek die wêreldse lig aanskou het, en aan 'n daad wat ek later vele kere diep betreur het.
Maar vir my destydse denke en my insig, het daar haas geen ander moontlikheid oorgebly nie. In die geheim was ek reeds geheel en al onderlê in die Griekse filosofie, en ek het geweet waarom ek 'n mens was. Vir Plato en Sokrates, net soos Aristoteles, was ek 1000 maal liewer voor as vir my duistere en baie mystieke profete, wat ek tot op hede nog nie verstaan het, en ook nooit sal verstaan nie, omdat dit eintlik nie te verstaane is nie. In die besonder die Hooglied van Salomo, wat eerder deur 'n waansinnige gemaak kon gewees het, as deur 'n wyse. Daardeur was ek behoorlik kwaad vir alles wat maar enigsins in teenspraak was met die suiwer rede van Euclides, deur wie se werke ek eintlik rekenmeester geword het. Nou ja, mens, as jy net die Bybelkennis het, besef jy nie dat hierdie geleerdes van daai tyd, ons eintlik lank voor Joshua se tyd, so invloed uitgeoefen het op die mense nie. Hulle was nou bekend gewees, hierdie Plato, Sokrates, Aristoteles en hierdie Euclides, as wysgeere. En vandag nog gebruik baie mense, en veral sielkundiges, gebruik hierdie wysgeere om vir hulle leiding te gee in hulle denke. En dit is eintlik net menslike denke. Daar is hier en daar gaan nie net leuns daarin wees nie. Plato het baie dinge gesien in die wetenskap, wat nog steeds vandag getrou en waar is. Maar uiteindelik was hulle maar net mense. En nou is Joshua daar, en ons lees nou, of kry nou van sy engel, die insig en wysheid, wat hy nou het om alles wat hierdie ou gedink het, hy gaan hom belieg, het hy nou vir homself ontmasker. Nou gaan hierdie ou verder met sy redenasie. Almagtige hemelse vriend, as iemand vir my sê 2 en 2 is 4, en dat die dag lig is en die nag duisternis, dan het hy die volle waarheid gepraat, en ek sal hom as vriend aan my bors druk. As daar egter een kom, wat met 'n stralende gesig beweer, dat 2 en 2 5 is, en dat die dag duister en die nag lig is, slaan ek dadelik soos een soos 'n os met een hou dood. Want so 'n moordenaar van die gees vind ek baie erger as elke dief en struikrower en moordenaar. Wel, so was dit toe in die tempel. Mense begin die onsinnige dinge te beweer en sit self straf daarop as iemand dit sou durf om teen so 'n duistere en domme spreuk van Salomo iets in te bring. Die genoemde hoëpriester, nou Sagaria, was so 'n egte aanhanger van Salomo en het hom streng gehou by die uiterste mystieke wysheid. Wat eintlik net beteken dat Sagaria was ingewy in die geestelike dieper dinge van die skrif, net soos Moses, want hulle het uit dieselfde engelgees voortgekom. Hy het selfs 'n baie helder lig begin te besin, wat toe in die wêreld sou kom. 30 jaar gelede nou, waar hulle nou hierdie verhaal vir ons vertel, het Sagaria al die waarskuwings gekry deur 'n engel, dat daar 'n lig sal kom, en dis Joshua. Maar nou, hierdie ou is so dom, hy sien dit nou as 'n lig in die nag, wat hy nie kan verstaan. Dit sou alle duisternis van die nag nou so verlig het, dat selfs die duisterste gate onder die aarde ligter sou wees as die helderste middagson. En hierdie duisterste gate onder die aarde was die doderyk, wat Joshua uiteindelik gaan verlig het, toe hy afgedaal het na die doderyk toe. Maar die wêreldse dag sou verander word
in die duisterste nag, en die duisternis op die dag sou so groot word, dat mense en diere daaraan sou sterf. Die lig van die nag was al in die wêreld. Joshua dink ek was toe al so 6 maande oud, en het reeds die nagtelike duisternis verlig, sodat die blindgeborenes selfs beter kon sien as siendes op helder verligte dae. Nou ja, dit het hierdie ouens glad nie verstaan wat Sagaria gesê het nie. En al wat hy gesê het is dat die wêreldse dag, dis die mens wat in die lig van die wêreld wandel, geld, mag, heersig, al die dinge, dit is die lig van die wêreld. Hy sê hulle sal in die grootste nag inval, ingedompel word, want dit is die duisternis van Satan. Deur hierdie lig wat in die nag gekom het, in die duister toestand van mense. So, dit is absoluut 'n geestelike stelling, wat 100% waar is, maar as jy met jou verstand daarna luister, dan maak dit nie sin nie. Net so min as wat dit sin sal maak, as ek vir jou sê, 2 appels plus 2 appels is nie 4 appels nie. En dan gaan jy ook vir my, so sê ek dalk soos hierdie ou, ek slat nou soos 'n os met een ou dood. 2 appels plus 2 appels het pitte in. En in die pitte van die appel is daar Vader se oneindige gees in. Kom ons noem dit die appelgees. Wat beteken ek kan daai pitte uithaal, en ek kan hulle in die grond druk, en dan gaan boontjies tevoorskyn kom. En ek kan 'n bietjie langer wag, dan gaan daar appels aan daai boom groei. Dan kan ek weer al daai appels oes, en die pitte uithaal, en dit weer plant. En so kan ek aangaan, oneindige, tot in oneindigheid. So, daai aanvanklike 4 appels, is nou eintlik in die gees, is dit oneindige appels, nie net 4 nie. Want daar is gees in. En so is dit ook met hierdie woorde van Vader wat ons vanoggend lees. Ons moet na die gees in die woorde kyk. En daarom is daar al hierdie voorbeelde en agtergrond vir ons gegee, om die gees van Joshua se koms te verstaan. En ook die gees van die Satan wat teen hom gestaan het, ook van kennis te neem, hoe erg dit was. En hierdie ou is een van die voorbeelde van omtrent almal in die tempel. Alhoewel hy lyk my 'n bietjie erger was as die gewone ouens wat daar was. Maar dis die verstokte mense teen wie Joshua gestaan het. En ons kry nie die inligting so direk deur in die Bybel, dat hierdie mense so verstok was, en so in hierdie Griekse filosofie was, en eintlik niks geglo het van die skrif nie. Hulle het net geglo in hulle eie menseleringe, en dit het priesters met die jare, het hulle dan nie goed ingeskryf. Dit was 'n ding wat bygekom het, en dit het later, soos in die tyd van Joshua, het hulle gesê, dis deel van die wet, maar hulle lieg. Dis nie deel van dit, dis deel van hulle wet, ja, maar nie van die wet van Moses nie. En dit is dan hoekom alles nou so de mekaar geword het. Hy sê, dit was nog maar die begin, vers 18. Dit was natuurlik 'n gelieg van A tot Z, omdat ek tot op daardie uur, gedurende 30 volle jare, behalwe tydens volmaan, geen naglig gesien het nie. Behalwe ook nog die verlengde aandverligting van gister, wat egter baie beter kon weggebly het, waardeur baie ongeluk voorkom sou gewees het. Niemand mag hom gevra het wat daarmee bedoel word nie, en tog het hy onwankelbare geloof vereis. En nou kan ons terugkyk na die verlenging van die sonsondergang. Vir 'n paar uur het hulle 'n son gesien, wat net 'n lokale plek belig het. En dit was die vervulling van die profesie van Sagaria. En Joshua het dit laat gebeur,
sodat hierdie moordenaar, wat nie wou glo wat Sagaria gesê het nie, sodat hy nou kon wakker word. Dis eintlik wonderlik as 'n ou nou daaraan dink. Hy het dit nie sommer net gedoen nie. Daar was 'n groot rede hoekom hy lig in die nag gemaak het. Want daardie lig het verwys na hom, Yeshua. Voor wie hy staan nou eintlik voor sy engel. In Jahwe se naam sou ek dit tog wel kon verdra het, omdat hy baie onsin nog 'n bietjie, of om by baie onsin nog 'n bietjie meer onsin niks sal doen nie. 'n Mens kan daarby nog altyd self suiwer en waar dink. Maar op 'n keer begin hy te sê, die 7 word nou 1 en 666 word nou 111 en 777 en 'n half en 'n derde en 'n kwart. Wie kan reken moet nou anders reken, want die oues sal nou geoordeel en verdoem word. Nou onthou, hierdie ou is nou 'n rekenkundige en hy verstaan glad nie die geestelike taal van wat Sagaria hier gesê het nie. Ek verstaan ook nog nie heeltemal nie. Ek weet nie of Joshua dit gaan uitlê nie. Die 7 word nou 1 is vir my wel te verklaar, en dit is daardie 7 geeste wat nou voor die kruisiging van Yeshua nog onafhanklik gewerk het as engelgeeste op die aarde, het nou 1 geword in Yeshua. En wat die ander syfers is, 666 is die syfer van die mens. Maar ek is nie so onderlig of onderlê in hierdie numerologie dat ek julle hier kan help nie. Maar vir die ou was dit heeltemal Grieks, vreemd. Nou sê hy, sulke onsin en nog meer het vir my en baie leerlinge van Euclides die grootste sorg, angs en woede besorg. Ons het saamgespan en het met 'n goed gemikte klipvoorwerp 'n einde gemaak aan hierdie domheid wat te beledigend vir ons was. Maar daarmee het ons werklik nie so baie gewen nie, want die opvolgers van die vermoorde was daarna nog 100 maal erger. Vir ons was dit toe egter ook glad nie meer uit te hou in die tempel nie. Ek bedink my speel die aardshuigelaar en word daardeur gou hierheen, dis nou na Caesarea Philippi, as owerste verplaas met alle regte van 'n hoëpriester. Hier het ek my niks te kort laat kom nie, en ek was na buite toe streng, maar innerlik was ek goedaardig en goedsmoeds. So nou weet jy ook waarom Sagaria gedood is. Wat vind jy nou wel daarvan? Dit is die einde van hierdie hoofstuk. Ons sal dan môre verder uitvind wat Raphael antwoord. Maar hierdie is baie belangrike geskiedenis, omdat daar in die Bybel gepraat word deur Yeshua in Matteus 13, dan sê hy vir die Fariseërs, julle slangaddergebroedsel, in Grieks genetiese nageslag van die slang, van Satan. Julle het die bloed van die regverdige Abel af. Nou wie het vir Abel doodgemaak? Kain. Maar slog nou nie hierdie ouens hier nie. Met wie praat hy? Hy praat met die hele saadlyn van Satan. En hy sê van Abel af tot by Sagaria se moord is op julle hande. En hier staan nou, lees ons nou direk hier van die man wat die klip opgetel het en vir Sagaria doodgeslaan het, waarvan Yeshua gepraat het in Matteus 13 dink ek. So dis wonderlike geskiedenis, want nou weet ons meer as enige ander mens. En ons hoef nie te bekommer of dit dalk nie verkeerd is of dit of dat nie. Dis direk deur hom gedikteer. Daar's geen twyfel aan die egtheid van hierdie stuk nie. En dit is wat vir my so mooi is van hierdie verhale, dat ons kennis toeneem, net soos wat Daniël 12 sê, Yeshua vir hom, deur die engel. Rus jy tot by die eindtyd
en dan sal die kennis vermeerder. En dit is presies wat nou gebeur, volgens die profesie van Daniël 12. En tog is die hartseer is dat die mense nie hierdie vermeerderde kennis wil hê nie. Hulle is maar net tevrede met dit wat hulle het. Jy kan hulle niks vertel, die meeste Christene niks vertel en Israeliete wat buite die Bybel staan nie. Dis hoekom die boek van Herinnering aanvanklik so groot weerstand verwek het by die mense. Maar ek moet sê, en ek dink die internet het baie daarmee te doen gehad, daar het baie kennis op die internet uitgekom, daar kom natuurlik baie bose kennis wat ons nou noem van onder, van die duistere. Maar tog kom daar ook gereeld kennis van bo, lig, oor boeke wat hulle uitgevat het, en verdraaiings wat hulle in die skrif gemaak het. En dit het ons al reeds in 1998 begin herstel. En die boek word nou baie wyd voorsien. Ek kan maar net getuig dat daar 'n ontwaking in die volk is. Nie een Christelike boekwinkel dra die boek van Herinnering. Net een plaas stal Jasmyne die boek op die rakke. Want die Christenwinkels wil nie hierdie boek hê nie. En Joshua het my ook duidelik laat verstaan, jy kan hom nie tussen al die leuns laat staan nie. Hy hoort nie daar nie. So elke oproep wat ons kry is iemand wat sê, hoorie, ek het hierdie boek by daai ou gesien en ek wil hom hê, hoe gaan ek te werk? En dieselfde ook is, hy word net op die internet ook gratis beskikbaar gestel en jy kan opgaan en jy kan hom kry. Maar verder by winkels is hy nie welkom nie. Want die waarheid ontmasker die leuen. En in hulle weet hulle dat hierdie boek, in elk geval as hulle die eerste bladsy omblaai en hulle sien die heilige naam en veral die woord apartheid, skrik hulle dood. Ek het dit na een boekwinkel toe gebring en die ou vat die boek so, hy maak die boek so oop. Toe hy daai goed lees, toe gooi hy die boek daar en sê ons stel nie belang. En ons, wat nou nog meer inligting het as wat in die boek van Herinnering staan, deur hierdie Johannes Evangelie, ons het net 'n groter prentjie, wat die ander mense nie het nie. En nou gaan jy my sê, maar waaroor moet ek 'n prentjie hê oor iets wat 2000 jaar gelede gebeur het? Die gebeure van 2000 jaar gelede, die geboorte, die kruisiging en die opstanding van Yeshua, is die belangrikste gebeurtenis wat nog ooit, nie net op aarde afgespeel het nie, in die ganse heelal, in oneindige tye in die verlede, en ook tot oneindige tye in die toekoms. En almal gaan hierdie woorde, wat ons vandag lees, en al hierdie boeke van die Johannes Evangelie en die huishouding, dit alles gaan jy aan die ander kant moet bestudeer. So ons gaan met 'n groot voordeel aan die ander kant toe, want ons het dit reeds. Want dit is deel van die verlossing van die hele heelalse wesens. Nie net die paar mense op aarde nie. Nou praat ons van ontsaglike miljoene. En wanneer ons in die 1000-jarige vrederyk gaan opstaan hier op die aarde, en daar die 144.000 gaan kinders verwek, en hulle gaan leef volgens die goddelike orde, dan moet jy tog weet wat die goddelike orde is. Dan moet jy tog weet waarvoor jy daar is, en dit dan verkondig aan die kinders wat nou gebore word. Want daar gaan binne 1000 jaar net soveel mense op aarde wees as wat daar nou is. En tog sal almal gerieflik kan leef, want daar gaan nie mense wees wat miljoene hektare het net wat daar lê vir hulle eie genot nie. Maar elkeen kan bestaan. Baie makliker is nou, ja, maar dit gaan 'n absolute harmoniese lewe wees. En daar sal ons hierdie kennis moet hê. En as dit nog nie het nie, gaan ons dit moet leer. Ek weet nie of ons op 'n ander manier kennis gaan inwin
deur die innerlike woord nie, en of ons gaan praat met mekaar nie, dit weet ek nog nie. Maar ek weet dat dit gaan 'n ontsettende verheerlikte toestand wees waarin ons gaan leef. En net soos die Bybel sê, geen oog en geen oor het gesien of gehoor wat vir ons weggebere is vir die 1000-jarige vrederyk op hierdie aarde nie. Hy gaan die hele landskap van die aarde verander. Hy gaan die hele diereryk verander, die hele planteryk. En ook die mens kry weer die vorm terug wat Adam en Eva gehad het aanvanklik in die paradys. So, om ons lees dan môre wat sê Raphael op hierdie ou se storie.